Goeiemôre en baie welkom by ons nuwe jaar byeenkoms. Mag jy 'n wonderlike 2026 beleef en mag jy in 2026 elke dag opstaan met 'n rede. Mag jy dit regtig in jou lewe ervaar. So vandag gaan nie 'n preek wees nie, ek wil vandag 'n seën oor jou lewe uitspreek, dat jy hierdie wonder van om elke oggend op te staan met 'n rede te kan leef en te beleef. Mag jy die gawe van elke nuwe dag aangryp. En mag jy saam met die psalmis in Psalm 118 uitroep, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Mag jy weet dat die Here in elke storm in jou lewe daar is, dat hy nie vir jou storms en aanslae beplan nie, maar dat hy by jou wil wees. En mag die Here se hand op jou lewe lê en mag hy jou seën om suksesvol en 'n vrugbare jaar te leef en te beleef. Die Here het aan Moses 'n bevel gegee en aan Aaron om hulle mense daarmee te seën. Hy het gesê die Here sal vir jou goed wees en die Here sal vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en vir jou liefde gee. Die Here sal sy goedheid oor jou laat skyn en vir jou voorspoed gee. En die Here sal hom aan jou verbind soos wat hy homself aan die Israeliete verbind het. Ons besef nie wat dit beteken nie, maar daarom kan ons gevul wees met goddelike kennis en goddelike wysheid en goddelike insig. Dit kan ons leefstyl en dit sal jou leefstyl beïnvloed as jy dit verstaan en jy kan weet wat is die wil van die Here vir jou lewe. Mag jy hom persoonlik ken en mag jou hart op hom gerig wees en verlig wees deur sy wonderlike teenwoordigheid wat elke dag met jou is. Mag daardie krag in jou werk en mag dit jou inspireer dat hy jou kan gebruik tot eer en verheerliking van sy naam. Daarom kan jy dink aan wat waar is. Jou denke kan wees wat eerbaar is, wat reg is, wat lieflik is en wat lof verdien en wat deugsaam en prysenswaardig is. Hy, die Here, raak jou aan in jou diepste wese. Hy het jou wonderbaar gemaak met 'n plek en 'n doel in hierdie skepping, met 'n plek en 'n doel in hierdie lewe. Dis nie iets waarna jy hoef te soek nie, dis 'n werklikheid om hom te ken en deur hom geken te word. Weet jy hoekom? Want die Here weet van jou. Hy gee aan ons nuwe denke, hy bevrug ons verstand om anders te dink, sodat ons die regte keuses in ons lewens kan maak. Hy maak ons denke nuut en hy help ons om sy plan en sy weë en sy manier in te sien. Weet jy wat gebeur as ons dit begin leef en dis deel van die seën van die Here oor ons? Ons leefstyl verander na een wat hy vir ons bepaal het en wat hy deur sy gees ons mee wil help en inspireer en in wil lei. Ek en jy kan nuttelose en onvrugbare gedagtes laat gaan, gedagtes wat jou energie dreineer, wat jou energie tap en wat maak dat ons dom en stupid besluite maak en in 'n verkeerde rigting stuur. Ons kan daardie gedagtes in hierdie jaar laat gaan. Jy kan jou hart oppas. Wat jy dink en wat jy doen kan hierdie jaar vars wees. Ons hoef nie saam te dra wat ons die vorige jaar gedoen en beleef het nie. Jy kan dit saam nuut instap met die Here en jy kan ophou om voortdurend die pad van herstel te loop. So baie is daarin vasgevang en van elke keer verkeerde keuses, verkeerde manier. Jy kan begin stap hierdie jaar op 'n pad van vervulling, omdat jy goeie uitkomste sien, omdat jy ingestel is op die plan en die keuses van die Here. Mag jy leer om staat te maak op sy insig en sy wil en sy plan vir jou lewe. Mag jy goeie saad in jou lewe uitsit en mag jy daarop 'n goeie oes ervaar, 'n goddelike leefstyl ervaar, 'n leefstyl van ek saai en ek gee en ek doen en ek sit liefde uit en ek sit aanvaarding en ek sit erkenning uit en mag dit na jou toe terugkom. Omdat ek en jy sy denke ontvang word ons verbeelding aangeraak. Ons kan anders begin dink. Ons kan nuwe prente oor die lewe en ons lewens begin raak sien. Ons kan nuwe emosies ontdek. Ons kan nuwe idees ontdek en nuwe moontlikhede vir ons lewens raak sien.
Mag jy die wonderlike krag van die Heilige Gees binne in jou menswees beleef wat aan die werk is. Onthou, dit is dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het. Mag dit 'n werklikheid in hierdie jaar in jou lewe wees en mag jy die krag van sy Gees ervaar in jou stap, in jou dink en in jou doen. Mag jy vrug dra. Mag jy vrugbaar wees en mag jy ophou ronddwaal, mag jy doelgerig die regte pad vat en mag jy sien en ervaar hoe die Here jou raad gee en insig gee en in jou lewe inpraat en jou guide. Weet jy hoekom? Want jy sal 'n stem in jou hart hoor, hier is die regte pad, draai om en loop hier langs. Jy sal hoor hoe dat hy deur sy Gees jou lewe wil lei. Hy raak jou geheue aan, sodat jy kan vergeet wat jy moet vergeet. En mag dit hierdie werklikheid in hierdie nuwe jaar wees, dat jy sal vergeet wat jy moet vergeet, maar dat jy sal onthou wat jy moet onthou, sodat jy die een kan wees wat van sy weldade nie vergeet nie, en sal onthou dat hy saam met jou hierdie wonderlike pad in hierdie jaar wil stap. Vergeet al die dinge wat onnodig is, wat jy aan vashou uit die verlede. Dis niks in vergelyking met dit wat God in jou lewe kan doen nie, maar as jy nie wil vergeet en wil vashou aan hierdie goed, kan jy nie in besit neem dit wat die Here vir jou wil doen nie. En mag jy wegstap van die donker wat jou vashou en voortdurend daarna kyk en sien daar's 'n nuwe hoop, daar's 'n nuwe horison, daar is hoop in hierdie jaar. Onthou dat die Here al soveel keer sy goedheid oor jou laat skyn het. En hy wil dit weer vars en nuut in jou hart vir jou doen hierdie jaar en saam met jou vorentoe stap. Mag jy die fluister van die Heilige Gees in jou hart hoor en mag jy ervaar hoe hy jou na besluite lei wat selfs in donker tye vrede kan bring, in storms by jou kan wees en dat hy met jou kan werk. En wanneer daar tye kom wat jy onseker is, hoor sy fluister. Hy sal met jou praat. Wanneer jy terugkyk op jou lewe, sal jy kan sê, daar het die Here my gedra, daar het die Here my gehelp, en daar het die Here vir my rigting gegee. Hier in die woestyn, sê die skrif in Deuteronomium 1 vers 31, het julle gesien hoe die Here keer op keer vir julle gesorg het, net soos 'n pa vir sy kind sorg. Onthou, jou hemelse Vader is lief vir jou, en hy wil vir jou sorg. Maar dan kom hy deur sy Gees, omdat ons fokus op hom is, omdat ons fokus is op hom wat in ons werk om te wil, en hy raak ons intuïsie aan, sodat ek en jy kan leef met 'n nuwe aanvoeling, met 'n nuwe vars aanvoeling vir die lewe, dat wanneer situasies kom, ek en jy sal weet wat reg is om te doen, en dat die Gees jou sal help om wakker te wees, dat ons sy wil op sy manier kan doen. Mag sy vrede jou skeidsregter wees. Mag jy in vrede leef en 'n bewerker van vrede in en om jou beleef en sien hoe dat hy saam met jou stap. Hy bring jou in kontak deur sy Gees met 'n verlange wat eintlik van voor jou geboorte in jou lewe geplant is, en 'n verlange wat niks in hierdie wêreld regtig kan stilmaak en vervul nie, behalwe hierdie lewende verhouding met hom. Dis hierdie lewende verhouding wat ons siel nuut maak en maak dat dit elke dag na die Here smag. Mag jy dit beleef, want jy is daarvoor gemaak om na die Here te smag. Jy kan kies om dit te beleef. Jy kan kies om saam met die Here te stap en te sien hoe dat die Here in 2026 jou sal dra en saam met jou sal wees en jou nie een oomblik alleen sal los nie. Jy kan vandag die deur van jou hart oopmaak in die begin van 2026 en sê, ek gaan hierdie jaar aanpak. En ek gaan aan die tafel van die Here sit en ek gaan sy feesete eet, want ek is daartoe uitgenooi. Ek en jy word genooi om 'n jaar saam met die Here te stap. 'n Jaar waar daar nie waarborge is dat slegte goed nie sal gebeur nie, maar 'n jaar wat jy weet, die Here is by jou. En mag jy weet dat al hierdie goed wat om ons gebeur en wat om ons aangaan tydelik is.
En soms is dit mooi, maar soms is dit belangrik dat jy sal besef dat eintlik is ek en jy burgers van 'n ewige tuiste. En ek en jy is gevul met 'n heimwee na 'n ewige tuiste. Ek en jy is burgers van die hemel daarbo. Ek en jy hunker na 'n beter vaderland, na die hemel. En dis waarom God op ons trots is om as sy kinders bekend te staan en dat hy ons God is. Hy het vir ons 'n stad voorberei, hy het vir ons 'n sekuriteit. Ek en jy het iets om na toe te lewe. En omdat ons weet, hierdie goed is tydelik, hierdie jaar gaan gebeur, storms kan kom, onvrede kan kom, dinge kan gebeur, dan kom hy en ek en jy tevrede wat alle verstand te bowe gaan. Want ek weet net een ding verseker in hierdie jaar, die Here is by my en hy gaan my dra en hy hou my vas en my hand is veilig in sy hand. Die Here gee vir ons vrede. 'n Vrede gee hy vir ons, nie soos wat die wêreld kan gee nie. En daarom hoef ek en jy nie ontsteld of beangst te wees oor 2026 nie. Hy is reeds daar. Hy gee vir jou sy stem vir jou lewe, sodat jy met balans en harmonie en rus in jou gemoed kan leef. Hy gee vir jou 'n stem wat kan hoor wanneer die goeie herder met jou praat. Jy sal sy stem in hierdie jaar hoor. Ek seën jou daarmee. En hy gaan vir jou rigting gee en hy gaan jou bewaar en hy gaan jou hart oppas as jy hom toelaat om dit te doen. Rig net jou lewe op hom. Hy gee vir jou sy liefde. Die vermoë om met empatie te kan lewe, om ander se pyn raak te sien en verby oordeel te kom en net te sê, Here, gebruik my in hierdie wêreld waar ek is, sodat u liefde deur my lewe uitgestort kan word op ander. Hy stel jou in staat om te vergewe. Hy stel jou in staat om te verdra en om kwaad met die goeie te oorwin. Kwaad gaan jou nie onderkry, omdat jy die Here in jou hart het en omdat hy jou help om die goeie te doen. Ek wil jou seën met hierdie woorde en mag dit 'n werklikheid in hierdie jaar in jou lewe wees, dat jy sal kan onderskei. 'n Heilige afkeer in die bose sal hê. 'n Heilige afkeer in dinge wat nie in jou lewe hoort nie, dat jy dit eenkant sal los en daarvan af weg sal vat. En 'n heilige ongemak oor dit wat in die wêreld om jou aangaan, sodat jy 'n verskil kan maak. Hy gee aan jou krag en energie om jou roeping uit te leef. Alles wat jy vir hom doen, sal vrug dra en geen poging gaan te vergeefs wees nie. Weet jy wat, as jy moeg word, gee hy die vermoeide krag en hy maak die magtelose sterk, maar omdat jy op die Here vertrou, ontvang jy nuwe krag. Mag jy in hierdie jaar vas staan en doen wat die Here jou gee om te doen en mag sy hart uit jou hart vloei na ander om jou. Mag jy 'n kanaal van genade, 'n agent van genade wees en mag dit uitvloei na die mense om jou. Jy's geseën met elke geestelike seëning in die hemel in Christus Jesus. En jy kan jou lewe leef. Uniek, onherhaalbaar, soms onvoorspelbaar, maar soms ook onweerstaanbaar, want alles gebeur tot sy eer. Verstaan vandag, hy is die bron van alles. Alles bestaan deur sy krag en alles is vir hom. Ek en jy, ek seën jou daarmee dat jy sal verstaan, alles is vir hom en aan hom behoort die heerlikheid vir altyd en altyd en altyd. So, ek sluit dit af. Alles wat ek vandag vir jou gesê het, is skrif. Ons gaan vir jou 'n PDF formaat op ons webtuiste beskikbaar stel. Dit sal op ons app wees. Jy kan hierdie skrif vat en hierdie seëning oor jou eie lewe en oor jou mense rondom jou uitspreek, want alles, al glo dit nie nou nie, wat ek vandag vir jou gesê het, was skrifverse gewees. So, vir 2026 seën ek jou. Jy is geseën en die wat deur die Here geseën is waarlik geseën. Mag 2026 'n jaar wees waarin jy elke dag opstaan met die wete,
Here is by jou. Amen.